Dit is verantwoordelikheid teenoor daai kind. Jy gaan eendag ook antwoord van God oor daai kind. Amen. Sy bly sien? Amen. Sy bly ek sien? Amen. Julle plan nou my? Hey, ek het twee wat verlang mee. Dis al weer die ou tyd is so lang. Halleluja. Ek wil met jou praat oor die dag van vandag. Die ou kruis. Ek wil met jou praat oor wat het Jesus op hom geneem toe hy op die kruis gehang het. Dis waaroor ek met jou wil praat. Moet nou maar verskoon, ek het notas, ek het baie van dit. Ek is nie olifant nie, met goeie geleer nie, anders het gebouw soos een olifant. Die skrif in Johannes 18 tot in Johannes 19, die einde van Johannes 19. Het gaan alles oor toe Jesus verkoop was, verloon was, verraai was. Het gaan alles oor dit tot die dag wat hy die kruis was en sy asem uitgeblaas het. Ek gaan nie alles lees nie. As jy dit nog nooit gelees het of nog nooit gehoor het nie, het jy ek het probleem. So wat het Jesus alles op hom geneem? Kom ons begin by die begin. Hy was verkoop, hy was uitverkoop vir 30 muntstukke. So hy was soos 'n slaaf behandel. So dit is op hom. So jy wat op so slaaf behandel was, dis op hom. Jy wat aan iemand so slaaf behandel het, was vergifnis vir jou, want dis op hom. Hy was verloor, hy was verloor, hy was verkoop, uitverkoop. Deur 'n naby vriend, deur Judas, 'n ou wat saam met hom gewandel het. Dit was nie ou ver van hom af nie. Dis ou wat saam met hom beweeg het, wat hom verraai het. So jou vriende wat jou verraai het en verloon het, dis op hom. Was vergifnis vir hulle. Jy wat jou vriende verraai het en verloon het, was vergifnis vir jou. Hy het dit op hom gevat. Wat het hy verder gedoen? Hy was verraai en gesoen. Dis iemand nog nader. 'n meisie, 'n boyfriend, 'n man, 'n vrou, 'n pa, 'n ma, 'n kind. So ouers, julle kinders wat julle verloon het, verraai het, verkoop het, julle kan nie maar vergewe. Want dit is op hom. Julle wat julle ouers verkoop het en verloon het, julle kan julle self maar vergewe. En julle ouers. Want hy dit ook op hom geneem. Hy het geloof op hom gevat, volgens Johannes. Onderrig. Want hy het toch aan die sinagoge beweeg, in die tempel, in die huis van die Here. Dis wat hulle ook teen hom gehad het, hulle het dit teen hom gehou. So was jy al verraai of verloon vir jou godsdienst? Het iemand jou aan die kant gestoot omdat jy kind van die Here is? Vergewe hom. Het jy al iemand gestoot omdat hulle kind van die Here is? Ek onthou toe ek in die wêreld was, is lekker vir hulle gelag. Jesus kinders. Maar julle kan hulle ook maar vergewe. Want hy het dit op hom gevat.
En Pilatus vra hom, wie sê jy is hy? Pilatus sê hom, is jy die koning van die Jode? Hy sê dit. So het daar verandering in jou gebeur, vandat jy die Jesus Christus aangeneem het, en die wêreld daar buite sien dit nie. Jou ou vriende sien nie hoe jy verander het nie. Jou ou vriende sien nie wie jy nou is nie. As ek by my ou vriende kom en gee, of vriende is gered. Alhoewel ek nog nooit gehoor het. As ek by my ou vriende kom en skink hulle vir my dop. Want hoe kon ek verander het? Ek wat die kind barbaar in die skool was. Maar, ons kan hulle ook vergewe. En jy kan hom ook vergewe word. Want hy het dit op hom geneem. Hulle het 'n rower, Barabbas, bo Jesus gekies. Het jy al ergens in 'n werksplek of in 'n vriendekring, as jy maar opgaan help, wil jy ook wat slegter is as jy bo jou gekies? Het jy ook wat se werk slegter is as jy bo jou gekies? Hy het dit ook op hom gevat. Hy het 'n pad gestap vir my en jou. Hy het nergens niks uitgelos nie. Kies mense in jou vriendekring, ook die slegte mense bo jou. Weet jy nou hart, ek is 'n beter vriendin as daai ene? Maar besluit eerder om daai een te kies. Vergewe, want dit is ook op hom. Hulle sit 'n houtkruis, 'n doringkroon op sy hoof. Was jy al verdruk? Het iemand jou verdruk? Het jy iemand verdruk? Dis ook op hom. Hulle glo nie, hy is die seun nie. So jy wat ook gewonder het oor hom, is hy werklik die Messias? Vergewe maar jouself. Hy het dit ook gedra. Hy het die kruis gedra. Sodat u en ek nie ons eie kruis hoef te dra nie. Jou sonde, jy hoef nie die pakkie saam te sleep nie. Jou verlede, jou gedrinkerij, rokerij, vloekerij, spelerij, jy hoef dit nie saam te trek nie. Hy het die kruis gedra. En dit is ook op hom. Was jy al verneder? Het iemand jou al verneder? Het jy al iemand verneder? Dit is ook op hom. Het iemand jou nodig geslaan? Het jou ma jou nodig wat slaag gegee? Waar sal jy nou? Het jy al nodig wat slaag gekry? Wel vergewe maar jou ouers. Want dis ook op hom. Was jy al nodig in die tronk gegooi? Hy was daar. Hulle het hom toegesluit vir iets wat hy nie gedoen het nie. Hulle het hom toegesluit omdat hy nie wil herken wie hy is nie.
So kan ek julle iets vertel. Ek staan by die werk. En hier stop 'n kar. Inspector Charlie. Ek sal jou se naam nooit in my lewe vergeet nie. En hy loop in waar ek werk en hy sê vir my, jy is onder arrest. So vir wat? Vir bedrog. My moeder ek so groot in dit. Ek skrik my mors dood, want ek is eintlik nie netjies van die plek nie. Ek is eintlik bang vir niks en niemand. Maar toe kom die dag dat ek bang gemaak word. En hulle ry met my na Taal toe. En hulle noem die name waar hulle sê waar ek betrokke was met bedrog. Hulle gee my geen kans om te verduidelik nie. Ek kan nie vir hulle sê, ja, ek ken die mense, ek was nie saam met hulle nie. Ek het bewyse waar ek was. Ek het bewyse van wie ek was. Hulle sit my in die tronk, ek gaan die volgende dag voorkom. Die volgende dag kom ek in die hof. Dink jy ek gee my kans om te verduidelik? Nee. Het jy 'n prokureur of soek jy 'n prokureur? Ek sê ek soek jy. Lekker. Wag. Tronk toe. Gaan jy hom soek. En ek sê 3 weke in die tronk in Natal. Vir iets wat ek nie gedoen het. Ek sit 3 weke daar, omdat ek iemand geken het en iemand geken het, en ek het 2 mense aan mekaar voorgestel. En ek het geen deel gehad aan hulle werk nie. Was jou daar? Maar ek loop daar selfde mense raak. Hulle bly net in units. Al is ek jou bier, weet nie. En hy staan bakkant by die garage en hy bedel. Hulle het nie kos in die huis nie. Ek druk my hand in my sak. Ek kyk hom in die oë en ek sê vir hom, jy is die rede dat ek tronk toe was, onnodig. En ek druk die geld in sy hand. En ek sê ek vergeef jou. Want dit was ook op Jesus. Hy was ook onnodig agter tralies. En daai ou, maar God sy siel ook red. Sien hom baie, kom ons sê mamma. Kom ek vertel iets interessant. Hulle kap 'n bord aan. Bo Jesus se kop. Wat staan op daai bord? Die Nasareene, die koning van die Jode. Hulle skryf dit in 3 tale volgens Johannes. Hebreëus, Grieks en Latijn. Hoekom 3? Hebreëus, dan is die taal van godsdienst. So die taal van godsdienst ook op hom gevat. Grieks vir filosofie, om te kan ken en te vergewe. So het dit ook op hom gevat. En die derde, die beste van alles,
Latijn. Vir die wet. So Jesus Christus het op die kruis die wet ook op hom gevat. God nie wonderlike God. Die kruis, die van julle wat nie weet nie, die kruis kan jou eintlik nie doodmaak nie. Het jy dit geweet? Die kruis is 'n vernederingsproses. So die grootste doel van die kruis eintlik is om te verneder. Hulle wil jou dood hê. Ek sê altyd, as ek iemand vang, 'n vrou verkrag of 'n kind molesteer, ek sal hom nie doodmaak nie. Ek sal hom laat suffer. Ek sal sy rug breek en sy knie breek, dat hy moet suffer tot die dag dat hy doodgaan. Want die dood is te maklik. So dis presies wat hulle gedoen het daar. Hulle wil hulle dood gehad het, want dit is die laagste kriminele, die slegste van sleg. Die goed wat niks werd is nie. Dis hulle wat gekruisig geword het in daai tyd. So die kruis kan jou nie doodmaak nie. Die kruis word opgehang dat jy jou kan verneder. En as jy klaar verneder het, dan breek jy jou bene. Want wat gebeur as jy jou bene breek? Dan kan jy jouself nie meer ophou nie. As jy jou bene breek, dan hang jy so, jy sak af. En jy versmoor jouself dood. So het die kruis vir Jesus Christus doodgemaak. Nie hy het nie. Want die skrif sê, en Jesus het gesê ek is dors. En toe gee hy vir hom 'n sein. En hy sê dit is volbring. En hy het die Gees gegee. So op die kruis het Jesus sy lewe gegee. Die Jode het hom nie doodgemaak nie. Ons gaan verder. Het Jesus sonde gehad? Kom ons kyk die kruis af nou. Jesus het sonde gehad. Want toe Jesus Christus op die kruis hang, toe is my en jou en ons voorgangers en hulle voorgangers, toe is hulle sonde en ons sonde bo op hom. Hy het dit op sy skouers gedra, op die kruis van Golgotha. Nou dink vir 'n oomblik, hoekom sê die Vader het hy sy aangesig weggedraai? Dink jy is omdat Jesus geslaan was? Omdat hy gespieg was? Omdat hy nie mooi gelyk het nie? Omdat hy 'n ou kruis gehang het? Die Vader het sy aangesig weggedraai, want sy seun Jesus Christus was belaai met sonde. My en jou sonde. En hy sê hy vat jou sonde weg. Hy vat dit tot in die diepste punt van die see. En by die diepste punt van die see, as die vyand
by die diepste punt, en hy wil jou sonde gaan haal, om het voor jou kop te gooi, dan kom hy daar by 'n bordjie wat sê, no swimming allowed. Hy kan nie daar gaan kyk en jou sonde gaan haal, om het voor jou kop te gooi nie, want Jesus het dit daar gewerk. So kom ons gaan verder. So hoe het Jesus skoon gekom, wat hy weer in die hemel kan kom. Want die woord sê, geen sonde sal die hemel ingaan. So as ons in Levitikus gaan lees, Levitikus 14 vers 4. Levitikus 14 vers 4 gee God opdrag en hy sê ons, hulle, moet die melaatses reinig. So hoe het hulle die melaatses gereinig? Hulle het water gehad. En dat hulle rein voels gehad. En hulle het sederhout gehad. Dat hulle die voels gevat en het geslag. Dat hulle die sederhout gevat en het in die voeling gedruk. En dit bo die water gehou, dat die bloed binne die water druk van die rein voel. En hulle het daai bloed water gevat en die melaatses gesprinkel en hulle het rein geword. So kom ons kom terug na die ou kruis toe. Hulle breek die manne se bene aan beide kante, want die fees is op pad. En toe hulle by Jesus kom, toe vind hulle Jesus is klaar dood. En hy vat 'n spies, en hy druk dit in Jesus se sy. En wat kom uit? Bloed en water. En presies soos in Levitikus, met bloed, water en hout en reiniging vind plaas. Wat is bloed? Bloed is vergifnis. Wat is water? Water is reiniging. En as jy teruggaan na Adam en Eva toe hulle die appel geëet het, die sonde gedoen het, ook al het ons sien, toe sê God, vervloek sal die aarde wees, en hy sal dorings en dissels opbring. Nou wil ek vir jou vra, daar waar Jesus se bloed en water land, is dit reinig, is dit skoon, is dit nie. Ek gaan dit by jou los. Jy kan self vanavond verskoon. Is hierdie aarde nog steeds vervloek, nadat Jesus se bloed en water op hierdie aarde gedruk het? Is u en ek nog steeds belaai met die vloek as Jesus Christus aan die kruis gesterf het
en sy bloed beskikbaar gestel het vir my en jou. Daar gaan 'n dag kom wanneer ons nie meer gaan wees nie. Daar gaan 'n dag kom wanneer ons gaan sterf. En weet jy wat gaan gebeur as jy sterf? As jy in Christus sterf, as jy in sy bloed is, as jy in hom is, en hy in jou, en jy sterf, dit baie goeie nuus vir jou. As jy daar kom by die oordeel, kan daar geen oordeel vir jou wees nie. Want Jesus Christus het klaar die oordeel op hom gevat. Jy kan nie by die Vader kom en hy sê, Andrei, jy het gister jou ma gevloek nie. Want as jy in hom sterf, en hy het jou vergewe, en jy is vry, en jy is waarlik vry, want hy is in jou, en jy in hom, gaan jy na bo kom by die Vader, en hy gaan jou omhels, en hy gaan sê, kom in my knegt, ek het vir jou huis gebou, ek het vir jou plek voorberei, want die kruis het dit bepaal. Soos iemand weet jou verlede uit na jou toe kom, en hulle wil goed kom haal, sê jy vir hulle, die prys is betaal. As die vyand weer by jou kom en hy sê, jy het gister die taxi gevloek, jy kan nie nou weet nie, dan sê jy vir hom, die prys is betaal. As hy weer by jou kom en hy sê, jy is nie waardig om Bybel te lees nie, dan sê jy vir hom, die prys is betaal. As hy weer by jou kom en hy sê, jy is niks werk nie, jy is useless, jy kan nie, jy mag nie, jy sal nie, dan sê jy vir hom, die prys is betaal. En omdat die prys betaal is, maak dit jou waardig. Omdat die prys betaal is, mag jy bid, mag jy Bybel lees, mag jy geloof in die prys. Al het jy gister nie gedoen wat God wil hê jy moet doen nie, maar vandag is 'n nuwe dag. En as jy sê, Here, hier staan ek is stikkend, Here, ek is vuil, ek is sondaar, maar hier het die prys, Here, het nie vir my betaal, dan is dit betaal, en hy kan nie naby jou kom nie. Ons is belaai met vloeke, want ons laai onsself met vloeke. Nou sal jy al nie kry nie. Ek sal vir jou bewys, moet ek vir jou bewys. Toe ek 'n kind was, toe speel ons in die reën. Dit storm buitekant. Dan vat ons 'n stokkie of 'n bootjie of 'n papierbootjie, dan sit ons by die kant van die pavement. Dan volg ons die stokkie, en kyk ons wie se bootjie wen. Vandag, as dit net lyk of het gaan reën, dan moet jou kinders in die huis inkom, want jy gaan siek word. Wie het dit besluit? Want hoekom het ons nooit siek geword nie? Of was ons siek as kinders te dom? So jy laai jouself met vloeke. As jy 'n kopseer het, dan sê, ek dink ek het 'n breintumor. As jy pyn op jou bors het, ek dink dit is 'n hartaanval. Dis altyd wat jy sê. Wat jy tekens van hartaanval, pyn in die bors, is regdeur tot agter, arm op die bokkant. Weet jy wat? Jy praat jouself in 'n lang arm in. Jy praat jouself dat die pyn regdeur gaan tot agter. En weet jy wat gebeur 'n halfuur later? Lê in die hospitaal en die volgende dag sny jy oop en doen 'n hartomleiding. Want jy het jouself met die vloek belaai. Maar as jy terugkom na die kruis toe, in Exodus sê God vir Moses,
slag 'n lam met geen gebrek en smeer die bloed in hulle deurposte, laat die verderwer as hy inkom laat hy verbygaan. In 2025 jaar terug slag hulle 'n lam van alle lamme, 'n lam sonder gebrek. En hy gee sy bloed vir ons. Hy stel sy bloed vir ons beskikbaar. Van hy bloed, smeer dit in jou deurpos. Smeer dit in jou deurpos. Smeer dit in haar mond. Hulle sê ons altyd, so back for jam. So back voor die bloed van Jesus. Want as daai back die bloed van Jesus het, sal hy nie al die negatief, al die vloeke oor homself uitspreek nie. Dan sal jy lewe, soos wat die woord sê, 70 en as jy sterk is 80. Ons spreek onsself al dood op 30. Ek weet nie wat jy lekker werk nie, brothers. Jy moet jy hande in kom op plek, sê jy video stuur. Maar ander vriend sê, ek klink of ek nie is in WhatsApp sê. Ek sal nie medikasie vat nie. Ek sal nie operasie kry nie. Ek sal nie gaan vir SPT nie. Ek sal nie myself in die vloek belaai nie. Want as Jesus gesê het, ek het aan die kruis gaan, dat daar genesing is, dan is daar genesing. As ek gesê het, ek gaan daar vrymaking is daar vrymaking. As ek gesê het, ek gaan daar verlossing is daar verlossing. En ek moet dit vat. En ek moet dit lewe. Dan kan jy nie die oorkom nie. Ek wil jou vat na die laaste van die kruis. En hulle haal Jesus van die kruis af. Hulle smeer vir ons tusserye. Draai hom toe met verbande. En hulle vat hom graf toe. En hulle sê, dit is 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand neergelê was nie. Dink julle dis 'n prestasie? Dink julle dis iets goed? Dink julle dis iets wow? Dat Jesus se dooie lyf nie teen ander dooie lyf nie. Kan ek iets met jou deel? Dis eintlik 'n vernedering. In die Joodse tyd, as jy nie 'n graf gehad het nie, was dit 'n vernedering gewees. In die Joodse tyd het almal 'n familiegraf gehad. Jesus moes in 'n ander ou se graf nie. Kyk hoe ver het Jesus gegaan. Hy het ewen jou dood op hom gelaai. Hy het ewen as jy 'n pop op 'n begrafnis moet hê, want jy het die familie nie. Hy het ewen dit op hom gelaai. Hy het ewen 'n dood op jou gelaai, waar jy daar begrawe is, en almal beskinder jou en maak jou sleg. Het hy dit op hom gelaai. Kom ek vat verder. As jy geestelik dood gegaan het, en Jesus Christus die geestelike dood op hom gevat, op die kruis van Golgotha, sodat jy nie die vernedering hoef te gaan. Dis hoe hy sy woord sê. Hy sal jou nooit
verneder nie. As jy in 'n kerk kom en iemand verneder jou, of verkleineer jou, as pastoor goed profeteer en hy verneder jou, wat jy goed in loop. Jy is op die verkeerde plek, jy is besig met die verkeerde gees. Want God sê, ek sal jou nooit verneder nie. So Jesus Christus het alles wat jy kan aan dink, elke stukkie sonde, elke stuk lewenspad, alles wat op jou pad kan kom, het hy omgevat. So jy het geen verskoning om hom nie te dien. Jy kan nie sê, die kerk het my seer gemaak nie. Wat dan as ek by die kerk en nie by Jesus nie? Ek het nog nooit gehoor dat die mond jou seer maak nie. Maar die ou stamp met sy trolie, hulle loop in jou vas. Ek het nog nooit gehoor dat die skoon jou seer maak nie. Hulle bly op Vrydag mens van Maandag weer terug. Ek het nog nooit gehoor dat die baal jou seer maak nie. Want jy slaan jou Vrydag weer blauw kom en jy Saterdag terug. Maar die kerk, ons net skeef vir mekaar kyk aan die kerk ons seer gemaak. So kom verby jou kerk seer maak, jou kerk dogmatiek, en kom by Jesus. As jy by die kruis gekom het, is jy daarom al waardig gekom. Maar nou moet jy die stapie verder vat. Want hy is nie op die kruis nie. Jy moet by Jesus uitkom. Kom ons staan. So daar waar jy staan, sluit jy oor. As jy jouself wil saam, jy is oor nie. En jy sê vir God dankie vir dit wat die kruis gebeur. En jy vra om verskoning vir elke keer wat jy vloek op jouself verlaai het. Van plaas gaan om die vloek vir hom te gee. Jesus kan alles doen. En ek moet sê kan die doen. As Jesus kan die boelie se kind se bakore kon herstel deur gebed. Kom maar. Sulke klein eenvoudigheid. As mense bakore gepla het, want dit staan die boelie gepla. So as Jesus bakore in jou kop kan vasplak, kan hy enigiets in jou lewe doen. Kom terug by Jesus. Belei volgens die rond. Hier is sy Here. En hy kom terug na u toe. Hy kom terug by u. Hy kom terug en vat dit wat u vir my gedoen het. Op die kruis van Golgotha. En as jy gebed nodig het, jy is welkom, die vroeg mense dat jy kan doen. Amen, dankie aan u.